Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se erediens. Lekker om julle te sien. Dis 'n mooi sonskyn dag en hopelik is die begin van 'n mooi week. Ons teks vanmôre is Jesaja 55 verse 1 tot 3 en dan ook na vers 6 tot 9. En die tema is kom sit aan die tafel van genade. Ons het nagmaal vanmôre, so die tema sluit dan nou daarbey aan. Ons begin deur lekker saam te sing vanmôre, ons lofprysing en aanbidding, al drie staande, eers lied 212 vers 1 tot 3, loof die Here, hy is goed, en dan lied 188 ook vers 1 tot 3, kom dank na almal God, en dan die aanbiddingslied, lied 176, Halleluja, U is koning, en ons sing dit 2 keer. Kom ons staan en ons sing ons lekker saam. Here
ook versprei op die sosiale media, sowel as al die afkondigings. Ons het 'n jeugdiens vanmôre nou, terwyl die erediens hier aan die gang is ook, en dan is daar natuurlik koffie en tee na die erediens. En daar is ook vanmôre vrouediens, 'n vergadering na die erediens, som hier in die kerk. Ek wil tog vir almal wat nou nog nie, al die dames, wat nou nog nie daarby inskakel nie, of nog nie daarby betrokke is nie, of wat kom, julle is dan nou welkom om vanmôre die vergadering ook by te woon, en dan op so 'n manier dan nou te hoor en te sien waarmee is hulle besig, en dan nou daarby in te skakel. Al die ander afkondigings, soos ek nou gesê het, is in die blaadjies, so ek gaan nie noodwendig alles herhaal nie. Daar's 'n klomp gemeenskapsprojekte waarby jy kan inskakel, waar jy kan help op hierdie stadium. En dan onthou asseblief, en dis nou belangrik, twee goed. Die eerste is dat die vrouediens Bybelstudie word uitgestel na die 13de Augustus, nie meer komende donderdag nie, maar wel die 13de Augustus, 9:30 die oggend. En dan het ons nou verjaarsdae en voorbidding. Die voorbidding is steeds vir Elna Flynn en dan Susan Baardnors en Lina Martens. Die verjaarsdae, ons het môre 3 verjaarsdae. Die eerste is Janay Koeglenberg, daar aan die kant. En dan Lily Dempers. Sal iemand daar sê? En dan Dani van der Berg. Sal jy asseblief vir hom sy sjokolade gee, sê ons sê geluk met sy verjaarsdag. Dankie. En dan die 6de verjaar Pieter Potgieter. Dankie ook, Jan. Baie geluk met julle verjaarsdag. Julle het 'n wonderlike dag en 'n mooi week, en dat dit die begin is van 'n mooi, wonderlike nuwe lewensjaar. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm 84, vers 1 tot 13. Vir die musiekleier op Agatiet van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lieflik is u woning, Here, heerser oor alle magte. My hele wese verlang, ja, smag na die voorhoewe van my Here. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. Selfs 'n mossie vind 'n tuiste en 'n swaalkie haar nes waarin sy haar kleintjies neerlê by u altaar, Here. Heerser oor alle magte, my koning en my God. Gelukkig is hulle wat in u huis woon. Hulle loof u gedurig. Gelukkig is mense wie se krag in u lê. Die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes. Trek hulle deur die Baka-vallei, maak hulle daarvan 'n landskap ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit selfs vol waterkoele. Hulle gee van, of hulle gaan van krag tot krag. Elkeen verskyn voor God in Sion. Here, God, heerser oor alle magte, hoor tog my gebed. Luister tog, God van Jakob. O God, sien ons skuld raak. Slaan ag op u gesalfde. Want die dag in u voorhoewe is beter as 1000 daarbuite. Ek wag liewer op die drempel van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, 'n son en skuld is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef. Here, heerser oor alle magte, gelukkig is mense wat op u vertrou. Medegelowiges, is 'n voorreg om julle te kan groet vanmôre. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Terwyl ons sit, gaan ons oor in aanbidding. Dit
dis lied 253 vers 1 en 2, eer die woord gebreek, en dan as ons nou klaar gesing het, dan gaan ek sommer dadelik kans gee vir 'n kort stilgebed, waarna ek dan nou sal oorgaan in gebed, voordat ons uit die woord van die Here lees. Here onse God, dankie dat U vanmôre weer vir ons 'n mooi sonsopkoms geskenk het. Dankie Here dat ons kan weet dat U gee vir elke dag, net soos die son opkom, vir ons wat ons nodig het om die dag deur te sien. Dankie Here dat ons kan weet dat U altyd in beheer is. Dankie Here dat ons vanmôre die geleentheid mag hê om as 'n geloofsgemeenskap, 'n uitgebreide familie in Christus, vanmôre te kan bymekaar kom rondom die woord en rondom die tafel. Here, ons is hier omdat ons daarna uitsien om nie net met mekaar 'n ontmoeting te hê nie, maar met U. U as die lewende God. Ons bid Here daarom dat U ons sal kom gee, dit wat ons by U kom soek vanmôre, en dit is die woorde soos dit in die woord, in U woord is, in die Bybel is, Here, wat lewend maak, wat ons weer kom vul, wat vir ons kom gee, dit wat die wêreld nie vir ons gee nie. Ons skenk ons Here daarom ook met 'n goddelike ervaring, 'n persoonlike ontmoeting met U vanmôre. Dankie Here dat ons kan weet dat, soos wat ons hier is U ook hier, want U het tog immers mos die afspraak met ons gemaak. Daarom is ons in afwagting vir dit wat U met ons wil kom deel. Ons bid, kom praat met ons Here, ons luister graag. Amen. Die teks, soos ek nou gesê het, is Jesaja 55 vers 1 tot 3 en dan ook vers 6 tot 9. Lees saam met my. Kom, almal wat dors is, kom na die water en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom
weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig is nie, of wat nie versadig nie. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Soek die Here terwyl hy hom laat vind. Roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy plan. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my paaie hoër as julle paaie, wat my planne en my planne as julle planne. Ons lees tot sover. Ons het nou gister 'n troue gehad. En ek dink almal wat hier is vanmôre was ten minste daarom nou een keer in hulle lewe uitgenooi vir 'n troue. Of jy was nou uitgenooi vir 'n verjaarsdag, of jy was al uitgenooi vir die een of ander fees wat jy gevier het. En dit is nou maar eenmaal so, dat min dinge in die lewe is so lekker, soos om uitgenooi te word na 'n spesiale geleentheid. Veral as die geleentheid is die viering van iets moois in iemand se lewe vir wie jy lief is. En wat natuurlik vir jou ook lief het. Daarom tog word jy uitgenooi na so 'n geleentheid. Of dit nou 'n verjaarsdag is, en of dit 'n doop is, en of dit nou 'n troue is, of wat ook al. Dis lekker. Dis lekker om te gaan. Dis lekker om daar te gaan saam fees vier. En meeste van die feeste wat gevier word, sluit nou natuurlik in dat 'n mens saam kuier, spesifiek saam eet. Dis ons nou wat ons as Afrikaners goed kan doen. En wanneer ons by mekaar kom, dan braai ons. As ons saam kuier, dan eet ons lekker. En dan maak ma ons nou altyd, of die vrou, doen ons nou maar moeite om haar gunsteling dis, of die dis waarvoor sy bekend is, om dit op die tafel te sit, of soms dalk 'n nuwe resep uit te toets, of wat ook al die geval mag wees. Maar 'n mens sien daarna uit, beide partye, die een wat uitgenooi word, sowel as die party wat nou die uitnodiging rig. En dan wanneer ons dit bywoon en ons vier dit, wat dit ook al is, saam met mekaar, dan is dit meer. Meer as net die kos wat op die tafel is. Meer as net die braaivleisvuur. Dis hierdie ervaring dat ons lewens met mekaar deel en dat ons daarom ook kan deel in die vreugde. Of dit nou is met net 'n koppie koffie, en of dit nou is met 'n 3-gang maaltyd en maak 'n saak nie. Ons deel met mekaar se harte. En wanneer ons nou vanmôre aan die tafel gaan sit, dan is dit ook 'n uitnodiging. God nooi ons uit. God nooi ons uit om saam met hom aan die tafel te kom sit, maar meer as dit, sê hy ook dat hy kom nooi ons uit, omdat hy vir ons lief het, omdat hy vir ons omgee. Het gaan nie net oor die tafel nie. Het gaan oor die feit dat ons harte met mekaar deel. God is uiteindelik tog ons nou die gasheer. En wanneer God ons uitnooi na die tafel toe, dan sê ons vir mekaar dat daar is baie moontlike misverstande of moontlike verstande oor hoe dit moet wees of hoe dit veronderstel is om te wees wanneer jy na die nagmaaltafel toe kom. Vroeger was dan natuurlik hierdie idee dat jy kan nie in die tafel kom sit as daar iets is wat jy plan. Jy kan nie in die tafel kom sit as jy nie ordentlik vrede gemaak het met iemand
met wie jy onder ons hier aangegaan het deur die week, of wat ook al, dan mag jy nie aan die tafel kom sit nie, dan mag jy nou nie nagmaal hou nie. Jy moet eers regmaak as daar iets verkeerd is. Maar wanneer ons hierdie teks lees, dan en hierdie van God se kant af rig hierdie uitnodiging kom. Almal wat nog is, almal wat oorlaai is, kom. Dan lees ons nie hoe dat God sê, gaan maak eers reg. Ons lees nie dat God sê, bewys eers dat jy goed genoeg is om aan my tafel te kom sit. Ons lees nie God wat sê, jy moet X en Y en Z doen, alvorens jy aanvaarbaar is om aan die tafel te kom sit. Wat ons wel lees, is God wat sê, kom. En natuurlik, God ken ons baie beter selfs as wat ons onsself ken. So as daar iets is, 'n leemte, of iets is wat jy waaroor jy skaam is, of iets is wat jy voel dat jy wat jy moet regmaak, of wat ook al die geval mag wees, dan letterlik sê God eintlik, kom, met dit, kom. Ek gee nie om oor dit nie. Ek gee nie om oor jou donker kant nie. Ek gee nie om oor dit wat fout is nie. Ek gee nie om oor jou tekortkominge nie. Kom. God sê eenvoudig, kom. En dit echo dan dit wat ons weet, wat Jesus gesê het, later in die Nuwe Testament, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Kom na my toe, ek is die brood van die lewe. En die twee wat met mekaar echo, is hierdie vertroosting, juis vir mense, wat dit nodig het. God nooi almal na die tafel toe. Maar ek en jy wat soms bietjie leeg voel, wat soms bietjie gebroke voel, ons wat erken en bely, ek het die Here nodig, vir ons, juis vir ons, is hierdie uitnodiging so spesiaal. Want God sê kom, met daai idee, met daai bekommernis in jou hart, met daai deel van jou wat jy eintlik nie wil deel van jou hê nie. Kom met dit. Juis omdat jy gebroken is. Daarom nooi ek jou. En die wêreld sê baie keer vir ons iets anders. Die wêreld sê baie keer vir ons dat ons eers moet beïndruk, alvorens ek aan 'n spesifieke persoon se tafel welkom is. Ek moet eers 'n sekere sosiale stand handhaaf, voordat ek by 'n sekere persoon kan gaan kuier. Ek moet eers 'n sekere aansien in die gemeenskap hê, alvorens ek welkom is om by X of Y te gaan koffie of tee drink. Dis wat die wêreld sê. Terwyl God aan die ander kant sê, kom. Nou, hierdie teks praat van, as jy nou dit verder lees, praat hy van water wat lewe gee, en kom kry vir jou wyn en melk, behalwe nou die kos, wyn en melk, en kom kry dit verniet. En ons moet net vir mekaar sê, dat hierdie water en die wyn en melk waarvan ons hier lees, is nie noodwendig dit wat, soos die glas water op die kansel wat ook. Dit beteken iets, dit sê iets anders. Die water natuurlik gaan oor lewe. As ons dink aan water, dan dink ons, dit is die bron van lewe. So, wanneer God sê, kom kry by my, of kom koop sonder geld, water, dan sê hy, kom kry vir jou die lewe. Jy hoef nie te kom verdien nie, jy hoef nie te kom koop fisies met geld, of die Here probeer omkoop, soos wat die ouens wat die Griekse gode aanbid het en sulke goeders, daai gode probeer omkoop het met offers en allerhande. Nee, kom net, kom kry die lewe. Dit is verniet. Ons ken ons die spreekwoord.
as jy iemand raakloop wat lyk asof hulle net, hulle het nog nie heeltemal gestaard vanoggend nie, dan sê ons maklik vir mekaar, man, kry net lewe, jy kry dit verniet. God sê, kom kry lewe. Dis verniet. Die tweede wat ons lees, is die wyn. Nou, wyn verteenwoordig oorvloed en vreugde. Nou, wanneer ons om 'n tafel sit, na 'n braaivleisvuur, sonnigmiddagete, wat ook al die geval mag wees, dan drink ons 'n glasie wyn. Want, net soos wat almal anders, nou okay, nie almal drink noodwendig wyn, maar dit waarmee ek dink, dit wat dit simboliseer, is dat dis lekker. Dis lekker om aan hierdie tafel saam te kuier. En daarom kan ons maar 'n glasie wyn drink, en dan vier ons die vreugde wat ons met mekaar deel. En ook in daai tyd spesifiek het wyn dit gewys na oorvloed, want boonbehalwe vir die feit dat hulle water nodig het om te oorleef, die persone of die families wat dan nou wel toegang het, onder andere na 'n pers of wat ook al, hulle sou kon wyn drink. Terwyl die ander mense wat net oorleef, hulle sou dan natuurlik nie. Hulle het nie checkers gehad en dan loop jy gou sommer so toe, dan gaan koop jy een van die Oldbin bottel wyn van die rak af nie. Hulle moes dit self doen. So as hulle nie 'n pers gehad het of een tot hulle beskikking gehad het nie, het hulle nie wyn gedrink nie. En as jy moet fokus op oorlewing, brood, water, skuiling, dan is jou fokus nie om 'n pers in die hande te kry sodat jy kan wyn drink. En so, die ouens wat oorvloed het, hulle drink die wyn. En daarom dan is wyn vir hulle ook 'n teken gewees van oorvloed. En daarom vir ons ook. En as die Here dan nou sê, kom koop dit sonder geld, boonbehalwe die water, wyn ook, dan gaan dit spesifiek daaroor, dat God sê, ek gee vir julle, kom na my toe, ek gee vir julle in oorvloed. Boonbehalwe net die lewe, ek gee dit vir julle, dit in oorvloed. Spesifiek met vreugde saam. Dit beteken nie, dat ons elke dan dalk nog 'n traan kan pik, of ontstel kan raak, of pyn kan hê, ons leef nog steeds in 'n gebroke wêreld. Maar, die oorvloed, die vreugde wat ons by die Here kry, spesifiek ten opsigte van die lewe, is juis dan ook daai tipe wat nie kan opraak nie. Wat jy nie kan kry op die rak en Pick n Pay nie. Wat jy nie kan kry deur een of ander groot funksie by te woon of wat ook al en daar by mekaar te brek van wat 'n bakkie jy ry of hoe oud jy is of allerlei sulke goeders nie. Dis net dit wat God kan gee. Daai tipe vreugde. Wat ook niemand van jou af kan wegvat nie. En dan natuurlik melk. Melk simboliseer voeding. Nou, ons almal ken dit. As jy regtig niks anders het om te eet nie en jy drink ten minste 'n glas melk, dan is jy gevoed. En dit het natuurlik groot voedingswaarde. Maar wanneer God dan sê, kom, kry vir jou en ek sal vir jou die melk gee, dan gaan dit daaroor. Ek sal vir jou voed met dit wat jy in die lewe nodig het om versadig te word. Om regtig te kan dit wat jy dan nou kry, die lewe in oorvloed en vreugde, sodat jy genoeg krag kan kry, ek sal vir jou genoeg krag gee, sodat jy genoeg krag het, om wel dit te kan leef, om dit te kan uitleef, en dit werklik te kan ervaar, en dit werklik dan nou te kan ken. Nou, sê God, dit is verniet. Maar ons sê vir mekaar, ons weet ons nou, niks in die lewe is verniet. Jy eet nie verniet nie. Al sê jy, okay, ek eet nartjies van die boom af agter in die tuin. Daai boom is nat gegooi. Al kry reën maar, daai boom is nat gegooi. Dis moeite
Hy staan op 'n erf, waarvoor jy die erfbelasting betaal. Niks in die lewe is vir nie. Dit sê ons vir mekaar. Dis hoe ons dit ken. Jy werk, sweet van jou aangesig, jy werk, sodat jy kan leef. Hoe werk dit dan? As God sê kom en kom kry verniet, alles wat jy nodig het, hoe werk dit dan? Waar is die catch? Wat is die fynskrif? En dit juis is die evangelie. Die feit dat dit ons teen die bors stuit en dat dit heeltemal anders is as wat ons dink en soos wat ons dink ons verstaan of glo of wat ook al, want dit is vir my. Dit kos ons niks. Dit het vir God alles gekos. Uiteindelik is dit die prys wat betaal moes word, sodat ons die vreugde daarvan kan ken en daaruit kan leef. Dit het God reeds betaal. So, vir ons is dit verniet, maar dit was nie vir God verniet. God het daarvoor betaal, ten duurste. En dit is natuurlik wat ons vanmôre hier vier. Jesaja vra die vraag, waarom? Hoekom? Hoekom sal ons nie net hiermee besig wees nie, maar hoekom sal ons kronies besig wees met allerlei goeders wat ons nooit kan vul, soos God ons vul, as God dit vir ons verniet wil gee. En dan vra jy die vraag af, maar waarmee probeer ek my leegheid vul? Ons almal, ons weet dit, ons het hierdie, ek wil amper sê die inherente soeke na God, wat ons op verskillende maniere, omdat ons nie noodwendig altyd weet waar om te kry, of hoe om dit stil te maak, hierdie soeke nie, dan doen ons 'n klomp dinge wat ons probeer, of waarmee ons besig is om te probeer om hierdie soeke na God, daai leegheid, ek weet ek soek na iets, maar ek weet nie heeltemal wat nie, om dit op verskillende maniere te probeer staan. En dit is eintlik 'n inherente soeke na God, en daarom gaan niks daai leegheid vul, behalwe God self. Baie mense probeer dit doen deur hulle werk. Ander doen dit deur finansies. Ander doen dit deur op ander mense te trap. Ander doen dit as verskillende. En dan is dit nou lekker natuurlik om te hoor iemand sê, wel gedaan, dit wat jy nou op die tafel sit, dit lyk goed. En dan is dit nou lekker. Maar môre is daai gevoel van vervuldheid weg. Want jy op 'n aardse manier probeer om die gat toe te maak, terwyl net God die een is wat daai gat kan toemaak. En dan, wanneer God dit doen, is dit ewig, voortdurend. Augustinus het gesê, ons harte is onrustig, totdat hulle rus vind in U. Met ander woorde, jy gaan jou hele lewe lank soek, en aanhou soek, en aanhou probeer om op die een of ander manier die leemte te vervul, te vul, totdat jy by God rustig geraak. En daarom, as ons dan nou na God toe wil kom en ons wil vir hom vra om daai leemte of daai leegheid te vul, dan beteken dit dat ons na God moet luister. Luister na God se stem. Ons natuurlik 'n groot verskil tussen hoor en luister. Meeste mans hoor hulle vrouens.
Maar vir hulle luister is natuurlik 'n ander vraag. Maar, hoe dit ook al sê, wanneer ons na God toe kom, en ons weet hierdie goed, wat ons nou gesê het, en ons erken dit, dan het ons nodig om na God te luister, sodat ons uiteindelik definitief dan seker wees, nie net oor die uitnodiging nie, maar oor God wat sê, hier is verniet, en ek wat dan verstaan wat God daarmee bedoel. God se stem is nooit stil nie. Nooit. Soos ons nou sê, daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Ons hoor baie keer vir God. Maar 'n klomp van die kere luister ons nie noodwendig. En dalk is dit omdat jy verleer het om God se stem te hoor en daarna te luister. Omdat die wêreld se geraas so oorverlowend is, dat ons dit nie meer kan hoor nie. Soos ons nou gesê het, want die wêreld is geneig om te sê, jy moet beter, of jy moet eers dit, of jy moet eers dat, of jy moet eers op hierdie manier beïndruk, alvorens jy kwalifiseer. En dan raak ons so besig om daarna te luister, en dit te probeer doen, dat wanneer God sê, kom, dis verniet, ek wil nie vir jou gee, dan hoor ons dit nie, en dan luister ons nie daarna nie, want dit maak nie vir ons sin. En as God sê kom, dan sê hy ook daarmee, ek het jou nie vergeet. Die kere wanneer jy dalk hoor en luister nie, of die kere wat jy toelaat, dat die wêreld so hard geraas maak in jou ore, dat jy my nie hoor nie. Ek het jou nie vergeet, al het jy my dalk soms vergeet. My tafel is nog steeds reg, nog steeds gereed. Altyd. Staan altyd gereed. Kom trek net 'n stoel uit en sit dan. Hierdie idee wat ons van God het in opsigte van voorsienigheid, eggende natuurlik in dit wat aan die kruis gebeur het, op Golgotha. Jesus het op Golgotha gesê, tetelestai. Dit beteken, dit is volbring. Nie X en Y moet nog gebeur nie. Nie jy moet aan X en Y voldoen voordat dit, alvorens dit joune is nie. Nie, niks. Dit is volbring. Met ander woorde, die prys is klaar betaal. Volkome, ten volle, niks anders daartoe by te sit nie. Nie BTW by nie, niks nie. Volledig. En op daai stadium, toe die kruis gelyk het, soos 'n verlore stryd, want daar hang Jesus dood, daar het hy dit gesê. Toe dit gelyk soos die wêreld het oorwin. Ons weet tog ons van beter. Ons weet dat die graf leeg is. En juist dit bevestig die feit dat waar Jesus sê, dit is volbring, daar's niks ekstra daartoe by te voeg nie. Dan besef ons, met ander woorde die prys is heeltemal betaal. Dan begin dit nou vir ons sin maak, wanneer ons hoor wat Jesaja sê, kom kry, verniet. Want die prys is ons nou betaal. Ek kan niks daartoe byvoeg. So vanmôre wil ek jou nou uitnooi. Kom met jou vreugde, kom met jou twyfel, jou skuld,
sit aan die tafel. Hier kry jy verniet en alles wat jy nodig het. En dit is wat God vir ons kom gee, omdat hy klaar die prys betaal. Kom ons bid. Here, dankie dat ons aan die tafel kan sit vanmôre. Dankie dat ons kan beleef voordat U, Here, ons nooi met al ons tekortkominge. Dankie dat ons daarna kan uitsien, dat U ons vanmôre sal kom voed en vir ons sal kom gee, alles wat ons nodig het. Dat ons hierdie oorvloedige lewe, waarvoor U so duur betaal het, dat ons dit ook weer vanmôre kan ervaar en op 'n simboliese manier ons eie kan maak. Daarom, terwyl ons nou tafel in gereedheid bring, voordat ons aansit, vir ons sommer klaar vir die vraag. Here, kom seën asseblief hierdie gebruik van hierdie simbole vanmôre. Ons wat hier is, ons het dit nodig. Ons erken dit, ons weet dit. En daarom is ons opgewonde om in afwagting te wees oor dit wat U hiermee vanmôre met ons kom doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra dat ons die tafel in gereedheid bring, en dan dat die twee wat aan die tafel sit vergeet, en dan Judith asseblief saam met my, dan voor Jesus. Voordat ons die elemente instel, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie Jesus dat U vir ons gelei het en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is verlief en ons glo nie. Daarom bid ons nou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergeef wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan eers die brood en die wyn beide instel en nee, sê weer? Ja, en dan gaan ons dit saam gebruik, maar die hakens gaan ek dan eers uitdeel, so, ek gaan dit nee, kom ons deel dit eers uit.
dit weer andersom doen vanmôre. Is enigiemand voorgeslaan met brood? Met wyn?
wanneer ons die brood breek, eet, dan dink ons daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is aan die kruis, juis om die verhouding tussen ons en God ons herstel en al ons sonde weg. Daarom neem dit, eet dit, en daaraan glo dat Jesus se liggaam gebreek is om die prys te betaal, sodat jy dit verdiend kan kry. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed gevloei het, juis om ons van al ons ongeregtighede te kon skoon was. Daarom, neem dit, drink dit, en daaraan glo dat sy bloed gevloei het ook vir jou, as die volkome afsing van al jou ongeregtighede. Is daar nog iemand wat die groot beker wil gebruik? Ek gee geleentheid vir kort stil gebed. En dan sal ek afsluit, alvorens ons dan in lied 198 vers 1 en 3 sing as danksegging vir God se uitnodiging aan ons om aan die tafel te kom sit. Terwyl ons sit, sing ons danksegging lied 198 vers 1 tot 3.
geleentheid vir die opname van die dagversie. Here, dankie dat U ons na die tafel toe nooi, deurdat U vir ons onder andere ook gee wat ons materieel, finansieel ook nodig het om te kan oorleef. Meer as dit, U gee vir ons in oorvloed. En daarom bid ons, Here, dat dit wat ons nou vanmôre gee uit, dit wat U vir ons gee, Here, dat U dit sal seën en dat dit sal strek tot eer en verheerliking van U naam, wanneer dit aangewend word tot uitbouing van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou staan vir ons slotlied. Dit is lied 561, vers 1 tot 4, aan U, o God, my dankgesang. Kom ons staan, sluit af met die lied, bly dan sommer staan vir die uitspreek van die seën en die sin van die amen aan die einde. Zonlicht in
Here gelowiges, gaan geniet hierdie week dit wat die Here alles vir jou in oorvloed gee. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabijheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid. Amen.